ASM is die leierspan wat tussen algemene synodesittings wat elke 4 jaar plaasvind, die synode bestuur, die algemene synode bestuur. Nou daar's 'n klomp aspekte rondom dit. Onder andere die taakspanne wat sekere opdragte gekry het, besluite wat uitgevoer moet word, die personeel van die algemene synode, die ATR en so kan mens nou aangaan. Daar's 'n klomp wonderlike verantwoordelikhede wat hierdie span dan aan aandag gee. Die ASM bestaan uit 5 lede uit elke streeksynode. En wat dit wonderlik maak is dat die ASM word verteenwoordig deur mense van reg oor die land. En daarom is daar baie wysheid by hierdie vergadering oor hoe om hierdie opdragte uit te voer. Ons hou mekaar verantwoordbaar oor waar trek ons. Dit word terugverwys na die streeksynodes toe. Hulle kan weer kommentaar lewer en so is daar 'n baie deeglike proses sodat ons sinvol kan algemene synode hou. Ons kyk na oplossings, ons sê hoe kan ons mekaar help, waar kan ons hande vat, hoe kan ons nie dink oor goed. En ek dink dit word gereflekteer ook in die agenda. Ons is besig om te droom weer en dis vir my lekker om deel te wees van dit, om oplossings te soek. Dit is altyd vir my 'n lekker geleentheid om te kom leer by mede-kollegas, by mede-predikante en om oor ernstige kwessies te gesels wat ons almal raak in die wêreld. Ek dink dit is vir my belangrik dat ons daaroor praat, dat ons goeie gesprekke voer en dat ons regtig gaan dink teologies oor dit waarmee ons besig is en waarmee die groter kerk besig is en hoe ons almal deel vorm van die liggaam van Christus. Die woorde baie keer in die provinsies of in die synode is van die algemene synode. Maar dit is verseker nie so nie, dis ons algemene synode, want almal wat hier is verteenwoordigers van gemeentes reg oor Suid-Afrika, van al die synodes wat hier is. En ek dink dis baie belangrik om dit te weet. Dis ons wat hier is, so ons is die algemene synode, wat op 'n breër vlak saam dink oor groot uitdagings wat die kerk het. Daar's 'n stuk netwerk wat ons kry. Ek byvoorbeeld het met 'n paar persone vandag se verslag as Frikkie Kotse nou aan die woord is, sy verslag, sy goed op die tafel kom. Ek het hulle 'n paar keer met hom telefonies gepraat. Nou sien jy die ouens en dis met dikwels van die ASM die heerlikheid. Jy het nie met name en nommers waar jy in 'n kantoor werk of in 'n gemeente is nie, maar jy ken die mense en jy weet wie met wat besig is. En wanneer jy iewers vashak, is dit half daai verwysingsbron om te kan sê, maar wag, daai een het iets daaroor gesê, kom ek bel die, kom ek gesels 'n bietjie daar. Iets wat my opgewonde maak van ons ASM is hoe diep ons verhoudings is. Mense kan dit sommer agterkom met die teetye, die aandete, die middagete, hoe mense regtig saamgesels, bronne deel en sê hierdie werk in my synode, wat werk in jou synode? Want op die ou einde is ons saam kerk. Dit gaan nie oor waar jou streek is nie, selfs nie eens waar jou gemeente is nie. Ons is almal een in Christus en ons het een roeping en dit is om die evangelie te verkondig binne ons land. By 'n tipiese ASM maak ons baie tyd om te onderskei in die woord. So ons het lang gedeeltes waar ons Bybel lees, waar ons saam bid, waar ons saam onderskei oor wat ons glo die Here ook vir ons wil sê. So die roepingsaspek is baie belangrik, die onderskeidingsaspek is baie belangrik. Daar is genoeg tyd vir oordenking. Laat ons dink en bid oor waaroor ons besin. So dit is nie net 'n sakevergadering nie. En dis nog elke keer my belewenis dat die spirituele belewenis by die ASM is vir my ongelooflik. Die begin met die spiritualiteitsbeoefening waar ons saam Bybel lees, waar ons saam sing en dan oorgaan in gesprekke oor ons identiteit, ons roeping, ons konteks. Ek dink ek hou van daai ritme want dit maak dit persoonlik. Dit maak dat ek kan aanklank vind by die kwessies wat ons oor gesels. Dit is nie net ver weg nie, dit is nie buite my hart nie, dit is in my lewe waar ek asemhaal. En dit is daai ritme wat dit vir my regtig tasbare kwessies maak wat ongelooflik is. Ons is nie besig om debatte te voer oor moeilike kwessies nie. Dis natuurlik ook op ons tafel, maar wat hierdie ASM vir my lekker maak, is daar's nuwe energie.
Die ervaring om te sê dis nie debatte is definitief nie waar ek is nie. Ek is al dat ek sommige ouens wat so voel, wense kon hulle net hier kry en sê wees deel van die gesprekke, wees deel van die saam soek, die saam luister na die Here en na oplossings soek. Partykeer beland ons in moeilike kontekste, maar waar ons is ons juis op 'n tyd dat ons na diverse standpunte moet kan luister. En wanneer jy diverse standpunte op die tafel sit en die vrymoedigheid het om te sê, maar ek verskil van jou, ek stem nie saam nie, dan help dit ons op die ou end om alle kante van 'n saak daar op die tafel te sit. Ek was so bang die eerste keer toe ek 'n OSM moes bywoon laas jaar, want jy het gehoor as jong predikant, dit is nou die plek waar almal beklei. En toe ek hier aankom, is dit chill en dit is die plek waar almal kom om te dink, om te kom groei. So lidmate, synodes, gemeentes kan regtig gerus wees dat in ons broosheid, ook in ons swakheid en in ons menslikheid, kom ons hier by mekaar, ons werk hard, maar met geloofsonderskeiding. En ons vra heeltyd die vraag, want ek wil amper sê die konteks verskuif voortdurend, nee, so ons moet voortdurend die vraag vra, maar wat nou? Daar kan môre iets gebeur, dan moet ons weer die vraag vra, wat sê die Here nou vir ons? Ja, iets wat my opgewonde maak is dat ons ergens besig is om ons profetiese stem te vind rondom 'n klomp goed wat nie reg is nie. En dis iets wat ons altyd maar mee sukkel, hoe om regtig op te staan vir goed wat nie reg is nie. Maar ek beleef dat ons saam met die SA-raad van kerke medegelowiges begin hande vat om ook ons profetiese stem in die land te hoor. Dit maak my opgewonde. Jy stap in 'n kollegaskap, in vriendskappe, mense wat jou omhels, omvou, omarm en regtig. Ek weet nie hoekom gebeur dit altyd so nie, maar die OSM-vergaderings gebeur partykeer op van die moeilikste tye in die jaar in die gemeente. En om hier te kom en daar is kollegas wat jou weer as predikant optel, jou weer bemoedig en dan word jy net weer uitgestuur met daai ritme van wat is my roeping? Ek het nog gestem. Dit is ongelooflik.